Landbou word geborg deur Toyota. Jy kyk en luister na Landbou op Pretoria FM. Vandag vir oulaas saam met my Elsa Estreisen, maar binnekort meer daaroor. Bly gerus ingeskakel vir jou weeklikse damverslag en dan gesels Landbou Weekblad ook 'n bietjie later oor hulle jongste uitgawe. Maar die tyd het aangebreek vir my om die leiersels oor te gee aan iemand wat nie onbekend is nie. Om die waarheid te sê, jy het hom nou al 'n hele paar keer hier op Landbou gesien en gehoor. En ek verwys natuurlik na Dian van der Berg. Dian, baie welkom. Dankie Elsa. Jy was tot dusver nou my voorman gewees, maar een van die dae gaan jy nou permanent boer op hierdie plaas en alles oorneem. So ek dink dit is dalk belangrik om te noem dat jy tegnies baie betrokke was by hierdie program tot dusver. Het jy nou al enige iets geleer wat vir jou uitgestaan het? Elsa, ek het baie geleer, natuurlik. Dit is onmoontlik om nie so baie te leer as jy te doen het met al hierdie kenners nie. En ek wil wel sê ek kan nie siektes diagnoseer nie, maar ek sal weet wie om te bel. Ek dink dit klink vir my na die veiligste opsie. Waarna sien jy die meeste uit? Ek moet sê ek sien uit om meer te leer. Ek sien uit om egte bande te bou met die kenners in die industrie. En ek sien uit om die luisteraars en natuurlik die YouTube-kykers ook op hoogte te hou van plaaslik en internasionale landbousake. Nou, daar is 'n ander geleentheid wat natuurlik 'n groot geleentheid op die landboukalender is, 'n jaarlikse hoogtepunt, as 'n mens so daarna kan verwys, en ek verwys natuurlik na NAMPO. Jy gaan ook daar wees. Ek wil net sê, elke keer as julle so 'n week weg is vir NAMPO en julle kom terug, dan kom ek agter ons hele nuwe woordeskat wat julle daar opgetel het en 'n nuwe lus vir die lewe wil ek amper sê en ek sien baie uit om dit ook te kan ervaar. Ja, NAMPO is nie net insiggewend nie, maar is ook prettig, so jy moet dit baie geniet. Het jy miskien, as jy nou moet terugdink aan 'n plaasstorie of 'n herinnering, is daar iets waaraan jy so vinnig kan dink? Ons is kampmense, ek en my familie, so Ja. Van die stories wat ek het om te vertel is eintlik nie regtig plaasverwant nie, maar ek het wel al 'n hele paar stukkies grond gekoop as ek van die motorfiets afgeval het op die plaas. So dit is ja, Ja, jy het kennis oor 'n plaaspad. ek het baie kennis oor plaaspaaie en hoe hulle voel. Is 'n goeie beginpunt, sou ek sê. Vir jou wil ek net sê, geniet dit. Dit is nou vanaf Maandag die 31ste Maart wat jy vooruit gaan boer op hierdie plaas. Ek is doodseker daarvan. So ja, van my kant af dink ek, wil ek net sê, geniet dit net. Dankie. En natuurlik ook al die kennis wat die kenners gaan deel. Dankie Elsa. Jy wou my nog gevra het wat my gunsteling plaasdier ook is. Ja, het jy een Mag wat jy ek dit kan deel? uitsonder? Asseblief deel dit. My gunsteling plaasdier is 'n John Deere 8R14. Goed. Ja, jy's op die regte spoor. Soos jy kan sien, gaan hy jou nie net ingelig hou nie, maar hy gaan jou ook vermaak so tussendeur met daai baie skerp sin vir humor. Dian, weer eens geniet dit en dankie dink ek ook van my kant af vir alles wat jy tot dusver gedoen het. Dit was werklik 'n voorreg geweest om saam met jou te kon werk en ek sien uit om self ook 'n bietjie in te skakel en te luister en te kyk na al die inhoud wat jy na die tafel toe gaan bring. Groot skoene om te vul en ek gaan my heel bes te probeer. Dankie Elsa. En so gesels Dian van der Berg wat jy nou een van die dae baie meer gereeld hier op Landbou gaan sien. Dis tyd vir die weeklikse damverslag soos uitgereik deur die Departement van Water en Sanitasie. Ons begin weer in die Oos-Kaap. Die Boesmanskransdam staan op 92,5% vol, die Bridal Driftdam op 108,4%, die Darlingtondam op 43,2%, Elandsdriftdam staan op 101,1%, die Impofodam op 55,5%, die Kougadam op 81,3%, die Lubisiedam staan op 37,4% vol. In die Vrystaat, die Allemanskraaldam staan op 38,2%, die Bloemhofdam op 95,3%, die Erfenisdam op 60,3%, Gariepdam op 90,1%, Kalkfonteindam op 61,6%, Sterkfonteindam op 99,1%, die Vaaldam op 103% vol, die Vaalrivier Barragedam op 96,8% en die Van der Kloofdam op 67,8%.
In Gauteng staan die Bonnekoordam op 106% vol, die Bronkhorstspruitdam op 103,1%, die Klipdrifdam op 103,1%, die Rietvleidam op 103% en die Rodeplaatdam op 100,9% vol. Wanneer ons oorbeweeg na Lesotho, staan die Katsaidam op 95,1% en die Mohaledam op 95,9%. Eswatini se Maguga dam staan op 99,8% vol. In KwaZulu-Natal, die Albert Volsdam staan op 102,8%, die Bewane dam op 101,7%, die Driel Barrage dam op 61%, die Goedertroudam op 100,6%, die Inanda dam op 103,8%, die Midmar-dam op 101,1%, Pongola Poordam staan op 90,9% en die Woodstock-dam op 99,2% vol. Ons beweeg oor na Limpopo. Die De Hoop-dam staan op 100,8% vol. Die Flatbush-Hilo-dam op 105,4%. Die Middel-Letaba-dam op 9,2%. Die Mokolo-dam op 46,3%. Nandoni-dam staan op 101,6%. Tabina-dam op 100% vol en die Tsenin-dam op 100,5% vol. In Mpumalanga, die Blyde-rivier Poordam staan op 101% vol, die Driekoppiesdam op 91,8%, die Grootdraaidam op 102,4%, Huishoupdam op 101%, Loskopdam op 101,6%, Renosterkopdam op 102,2%, Witbankdam staan op 99,4%. Nou in Noordwes, die Hartbeespoort-dam staan op 96,8%, Klein Marikopoort-dam staan op 102,8%, die Molateri-dam op 114,8%, Rodekoppiesdam staan op 87,2% en die Taung-dam op 88,2%. In die Noord-Kaap, die Douglas Weerdam staan op 115,3% vol, die Spitskopdam op 40,3% en die Valhartsweerdam op 84,1% vol. Ons eindig in die Wes-Kaap, die Brandvleidam staan op 51%, die Klein Willem-dam op 43,4%, KwaGasKloofdam op 49,9%, die Steenbras-Laardam op 55%, die Steenbras-Hoordam op 92,9%, Theewaterskloofdam staan op 67,4%, Voëlvleidam op 66,3% en die Wemmershoekdam staan op 59,8% vol. Daarmee die einde van die week se damverslag soos uitgereik deur die Departement van Water en Sanitasie. Ons vind uit waaroor Landbou Weekblad in hulle jongste uitgawe wat reeds op die rakke is berig en ek gesels vandag met die senior joernalis van Landbou Weekblad en landbou.com, Liana Mokke. Liana, baie welkom. Dankie Elsa, hallo ook aan al die luisteraars. Nou Liana, die week is daar verskeie reekse wat begin. Die een oor mynkwessies is veral nogal aktueel. Dis reg Elsa, in hierdie eerste reeks skryf ons oor boere wat nie magteloos is teen die aansoeke van prospekteer- en mynmaatskappye nie. Die tydrowende proses kan jou natuurlik potjie, maar Amelia Genis het op reis gegaan en in die eerste aflewering van hierdie reeks het sy met 3 egpare gepraat wat hierdie stryd gewen het. Ons poog dan om met hierdie reeks artikels die pyn uit die proses verander te hol. En 'n baie insiggewende artikel ook van Amelia is oor die reuse bedreiging van Prosopis bome wat al oppervlakte van sowat 5 miljoen hektaar beslaan. Daar is baie planne, maar die geld skiet wel tekort om hierdie bedreiging aan te spreek. Wat op die nuusfront kan jy uitsonder? Ja, interessant. Die wildbedryf is terug met mening. 7-8 jaar gelede het almal gesê die borrel het gepaars, maar objektief beskou was dit 'n sikliese deel van die mark wat homself reggestel het. Dis 'n interessante ontleding van Jasper Raads. En dan met die veebedryf wat veral onder druk is die lesse uit Brasilië oor hul hantering van bekkenklouseer veral belangrik. Lees in die tydskrif hoe hierdie land dit aangepak het. Dit is 'n bloudruk en ons owerhede moet hierdie kans aangryp om die siekte so vinnig moontlik te smoor. En dan berig ons ook oor die verder oor die nuutste wetgewing oor grondhervorming in hierdie uitgawe. En Agbus se voorspelling is dat dit nie van jaar so maklik gaan wees om dit deur die parlement te stoomroller nie.
En dan, sonder om spooke op te jaag, berig Karim Kreer oor die bekamping van hoogs aansteeklike voëlgriep. En dit raak ook al hoe belangriker om mense teen dit te beskerm. Alles word moontlik gedoen om te keer dat dit in nog 'n pandemie in Suid-Afrika ontaard. En dan laaste op die nuusfront, veeartse wat landuit is nog 'n bron van kommer. Maar ons lees in die artikel in die tydskrif dat dit hoofsaaklik as gevolg van 'n hoop studieskuld is dat hulle weggaan. Talle veeartse keer gelukkig wel terug na Suid-Afrika na die grootste deel van hulle skuld afbetaal is. Liana Voermal se beesboer van die jaar pryk op julle voorblad, Rustin Shaw van Utrecht in KwaZulu-Natal. Waarom is hy bekroon? Die Rustin boer in Strawwe-Suurveld, Elsa, seker van die moeilikste wat jy kan kry. En hy kry dit reg om 'n gesonde wins te toon in hierdie suurtoestande, hoog bo seevlak en ook in die sneeu. Lees in hierdie artikel oor hoe hy seleksiebenadering doen, veidingbestuur toepas en benutting van tegnologie vir 'n uitnemende boerdery gebruik. Ons vertel ook die Namibiese topveeboere, Hela en Stryger Coetzee se geheim wat hulle inspann om hulle boerdery die kroon in Namibië te laat raal. Nou julle reeks uit, goed. Julle reeks brief uit die buiteland kuier die keer in Australië. Ja, dis 'n lekker storie. Len van Jaarsveld is 'n jong boer van Springbok en hy en sy gesin bly al 2 jaar op die boerdery mal Australiese dorp Griffith. Hy is die ingenieursbestuurder van die grootste waatlemoen en spanspekplaas in die suidelike halfrond en die grootste private amandelboerdery in Australië. Daar is uiteraard natuurlik nie 'n oomblik van stilsit vir hom nie. Lees in die tydskrif en ook op landbou.com hoe hy die geleentheid met oop arms aangegryp het en hoe die jong gesin aanpas en floreer in Australië. Suid-Afrika ryg op die oomblik pryse op wynfront in en julle het op 'n wynplaas in die Hemel en Aarde Vallei gaan draai vir nog 'n merkwaardige storie. Vertel ons net so 'n bietjie meer daarvan ook. Ja, Elsa, jy lees nie sommer van 'n skaapplaas wat nou onder die wêreld se top 3 wynlandgoedere en die beste in Afrika tel nie. Dis 'n storie van sweet, planne maak en vernuwing. Iets wat jy nie sommer kan afjaag nie, maar wat jy jou tyd ook moet neem om te lees. En al boer jy nie in die wynbedryf nie, gaan hierdie artikel jou beslis anders laat dink oor die bedryf waarin jy jou bevind. En in nog 'n artikel word gekyk na waardevolle insigte oor die toekoms van volhoubare wynbou in Suid-Afrika. TLB vir 'n boer is natuurlik ook in hierdie uitgawe, nê? Dis reg, ons lesers kan uitvind wat gebeur met die volgende TLB in die gewilde reeks TLB vir 'n boer, maar kyk gerus ook na al die video's hieroor op landbou.com. Ons kry geweldig baie terugvoer oor die reeks, wat volg op bakkie vir 'n boer en SUV vir 'n boervrou, en ons werk aan 'n baie opwindende projek wat binnekort geloods gaan word en ons sal hierdie geheim vir julle binnekort ook bekend maak. Dit klink Iets om na uit te sien. Ja, ek wil nou net sê, dit klink vir my baie opwindend. Nou Liana, laaste maar nie die minste nie, julle het ook 'n droogte reeks en die keer is daar 'n artikel oor 'n lammerkleuterskool. Ja, dit is die tipe storie wat 'n mens se hartsnare roer. En baie van ons lesers ken nou al die badgesin van die Boesmanland, Chris Marie en François. Hulle het al 6 jaar gelede begin om handslammers te voer vir medeboere in die droogte. En die wonderlike inisiatief is nog steeds aan die gang. In die artikel vertel hulle hoe hulle die potensieel duur projek aanpak om die spreekwoordelike brood en visse te vermeerder. En terloops, hierdie artikels is lank en ons lesers kan natuurlik na al hierdie artikels luister ook op landbou.com. Al hoe meer van ons lesers gebruik die funksie om ons langer artikels en aktuele te lees, te luister sommer in die planter, die stroper of op die bakkie. Definitief een waarna ek gaan luister, dit klink vir my baie oulik. Waar kry mense julle in die hande, Liana? Ja, mense kan op landbou.com met ons, landbou.com met ons in verbinding tree, luister daar ook na ons nuwe potgooi reeks wat gemik is op die welstand en veerkragtigheid van boere. Volg ons op Facebook, Instagram, X en TikTok en praat saam met ons op ons WhatsApp kanaal wat by die dag groei. En as jy enigstens hulp nodig het om in te teken met 'n huidige intekening, probleme ondervind, kontak my sommer direk op my WhatsApp op 0843 686 292. Dit klink vir my maklik genoeg. Baie dankie, Liana. Dankie Elsa, lekker dag vir julle.
En so gesels die senior joernalis van Landbouweekblad en Landbou.com, Liana Mokke. Nou van my Elsa Esterhuizen wil ek net sê dit was vir my 'n reuse voorreg om vir 'n rukkie saam met jou op hierdie plaas te kon boer. Mag die plaas net verder vooruitboer, natuurlik onder leiding van Dian van der Berg. Ek trek nou vir eers hierdie plaashek toe, maar wie weet, dalk ontmoet ek en jy mekaar tog eendag weer, iewers op 'n plaaspad. Landbou is geborg deur Toyota.